Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Ons skriflesing vir oggend is 1 Korintiërs hoofstuk 13. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde faal nooit nie, maar profeseë, dit sal tot 'n einde kom, of tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Geliefdes, soos jy die vrug van die Gees bestudeer, soos wat ons dit op hierdie stadium doen, sal ons sien dat die vrug van die Gees baie onderling verbind is. Liefde is die eerste, geduld is die 4de en vriendelikheid is die 5de. In Paulus se groot liefdeshoofstuk sê hy egter dat die liefde geduldig en vriendelik is. Wanneer ons die Heidelbergse katekismes leer oor die 6de gebod en dit bespreek in vraag 107, dan is die vraag: het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? En dan kom die antwoord: nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy ons dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom, ons moet teenoor ons naaste geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Ons moet alles wat ons naaste kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en dit selfs aan ons vyande doen, aan ons vyande goed doen. Ja, Bybelse liefde is nie bloot 'n sentimentele warm gevoel van toegeneentheid nie. Bybelse liefde is 'n konkrete optrede tot voordeel van ons naaste. Liefde verstaan byvoorbeeld dat wanneer jy die werkplek betree, jy nie net werk om 'n bestaan te maak nie, maar 'n diens aan ander en vir ander lewer, ongeag wat jy doen. 'n Skoenmaker het eendag vir Martin Luther gevra of hy sy besigheid moet toemaak en in die klooster moet ingaan. Luther se reaksie is vir ons baie nuttig vandag. Hy het vir hom gesê: maak goeie skoene en verkoop dit teen 'n billike prys. In dit wat jy doen, wys jou liefde vir jou naaste. Liefde dryf ons om 'n bejaarde buurman met tuinwerk te help.
Liefde dryf ons om die persoon wat om hulp vra waar ons kan, ons hand uit te steek. Terwyl jy en ek gister byvoorbeeld en so gereeld saam met ons kerkfamilie in aanbidding is dit die liefde wat ons geduldig en vriendelik teenoor mekaar moet maak. Daarom wees geduldig en wees vriendelik. Daarom gee mildelik sodat die diakens voldoende fondse het om behoeftiges te help. Ja, die boodskap van die Here aan ons almal is: liewe Christen, wees lief vir jou naaste. Kom ons bid dat die Here God hierdie waarheid vir ons 'n werklikheid sal maak. Kom ons bid dat jy die mans en die vroue en die seuns en die dogters sal lief hê, saam met wie jy die Here aanbid, maar ook hulle wat vir jou vyande is. Kom ons sluit ons oë en ons vra dit van die Here. Onse liefdevolle God en ons Hemelvader, Here, vandag hoor ons weer van u liefde, gedeelte wat Vader ons ken, wat ons so graag aanhaal op soveel verskillende plekke. En tog, Here, 'n gedeelte wat ons so dikwels dalk verkeerd verstaan. Here, lei ons vandag om lief te hê soos wat u wil hê ons moet lief hê. Elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter wat oor ons pad kom. Ja, Here, dat ons geduld en vriendelikheid sal betoon. Dankie, Here, vir 'n geleentheid elke dag om u liefde te kan uitdra. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons sing vanoggend saam Skrifbereiding 8-1 en ons sing verse 1 en vers 2. Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam Johannes 15 vers 1 tot 11. Johannes 15 vers 1 tot 11. Ons is besig met die vrug van die Gees in ons reeks oor die Heilige Gees werk in jou. Tot 6:00 môreoggend, 'n geseënde dag.